Goeienaand en baie welkom aan elkeen wat ingeskakel is by ons Kersvangdiens. Hierdie jaar se Kersvangdiens lyk baie anders as vorige jaar se Kersvangdienste waarin ons al so gewoond geraak het. Kersvangdienste waar ons fisies by mekaar kan wees, kan sien hoe daar musiek gemaak word, hoe almal rondom ons saam sing. Maar soos ons ook weet, is hierdie jaar 'n baie unieke jaar. Die jaar 2020 is 'n jaar wat ek en jy nooit gaan vergeet nie. In die jaar 2020 het daar baie meer gebeur as net die coronavirus. Mag ek en jy vanaand sommer iets net beleef van God wat steeds teenwoordig is, God wat steeds werkend is in elkeen van ons se lewens. Van God wat na die wêreld toe gekom het, mens kom word het vir my en vir jou. Hy wat sy seun gestuur het vir ons sondes, sodat ek en jy nie vasgevang hoef te leef in die dinge van hierdie wêreld nie, maar sodat ons bo dit kan leef, saam met hom kan leef en kan raak sien wat hy so graag vir elkeen van ons wil hê. Mag jy vanaand sommer net lofprys tot eer van sy naam. Mag jy hom aanbid vir wie hy ook is, vir die groot koning wat hy ook is, vir die koning wat hy kom word het tussen ons en steeds nou ook is, sodat ek en jy saam met hom ook kan heers. Mag ons hom op hierdie unieke manier, hierdie unieke Kersvangdiens, mag ons sommer net onthou dat hy vir my en vir jou gestuur is, dat die lig na die wêreld toe gekom het, vir my en vir jou. En dat ons daarom saam met hom in die duisternis ook kan skyn. Vanaand se gebeure gaan maar verloop, jy kan net op die skerm kyk, elke lied is aangedui, elke vertelling, ons het 5 vertellings, elke vertelling word ook aangedui, en terwyl die vertelling gebeur, sal daar ook dan nou beelde wees, 'n beeld gespeel word, 'n video gespeel word, wat dan saam met die vertelling eintlik gaan. En dan na elke vertelling, voor elke vertelling, is daar ook 'n gepaste lied. En ek wil graag hê dat elkeen sommer net, en dit ook sal volg, elke lied het 'n sit of 'n staan moment, het sal aangedui word op elke lied. En as jy by die huis sit op jou bank, en jy sien daar's 'n staan moment, neem asseblief die vrymoedigheid om ook op te staan en saam te sing, en wanneer daar 'n sitmoment is om te bly sit en sommer net te beleef vir die Here ook daardeur vir my en vir jou kom sê dat ons sy kinders is, dat hy op hierdie manier ook net vir my en jou wil kom herinner daaraan dat hy vir ons gekom het. Dat op hierdie manier vir ons wil herinner daaraan dat ek en jy losgekoop is ook. Dat ons sy kinders is, net soos wat hy vir ons gekom het. So kom hy elke liewe dag in ons lewens in, deur sy Heilige Gees, deur sy leiding, en kom maak ons deel van iets baie groter as wat ons ooit gedink het ons deel sal wees. Voordat ons hierdie aand afskop, kom ek en jy lees net eers saam en hoor wat Filippense 4 vers 4 tot 7 'n kort gedeelte, maar dit ook vir ons wil kom sê na 'n jaar van soveel dinge wat gebeur het, maar ook nou vanaand, 'n aand waarin ons eer en lof aan hom kan bring, aan die een kan bring wat die lig kom word het onder ons. Filippense 4 vers 4 tot 7. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense, die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeerte deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Mag ek en jy weet dat ons blydskap nie in die dinge is wat rondom ons gebeur nie, nie in die dinge is wat ons elke dag so algemeen rondom ons sien, maar dat ons blydskap in die Here Jesus Christus is, en die een is wat vir ons gebore is, en die lig is wat vir ons gekom het. Mag ek en jy dit weet, en mag ons weet dat hy ons verwelkom, ons groet altyd in sy teenwoordigheid, hy wat Vader, Seun en Heilige Gees is. Mag hierdie aand vir jou sommer net iets besonders wees, en mag jy beleef hoe die Here Jesus Christus vir jou 'n werklikheid ook in jou lewe is. Ons Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons as die kinders op hierdie manier by mekaar kan wees. Dankie dat ons kan weet, al is ons nie fisies by mekaar nie, is dit die Heilige Gees wat ons uiteindelik saambind tot die gemeenskap, tot liggaam van Christus. En Here, hierdie Kerstyd wat ons nou binne gaan, hierdie Kerstyd wat ons
met soveel verwagting weer uitsien daarna om sommer net die geboorte te vier, die wat mens kom word het onder ons te kom vier. Mag ons binne dit alles weet, dat U die groot heerser is van ons lewens. Dat in spite daarvan dat soveel mense, soveel dinge ons lewens probeer beheer, dat U uiteindelik die een is, wat in volle beheer is. En dat ons net by U kan kom stil word en kan weet, U sal voorsien. Here, dankie dat ons ook vanaand kan weet, met hierdie Kerssangdiens, dat hierdie God is wat op ons stemme kom seën, dat hierdie God is wat ons harte daardeur ook kom aanraak, ons gedagtes kom aanraak en vir ons kom sê, U sien ons raak. U weet wat in elke van ons se lewens aan die gang is, en U is daar. U sal voorsien. Dankie dat ons dit kan weet, en spite van al ons foute, dankie dat ons dit kan weet, en spite van die dinge wat ons so maklik en so vinnig verkeerd sal doen. Dankie dat ons kan weet, die genade, die verlossing is vir ons daar in 'n waarheid, die liefde is vir ons soveel groter, en dat ons dit ook met mekaar kan deel. Dat ons dit met mekaar kan deel, wat U ook vir ons kom word het, en dit is die lig in die duisternis. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons dit kan bid, dankie dat ons ook nou kan uitsien daarna om U naam te lofprys, om U verhaal net weer te hoor en weer te beleef, Here. Lei ons daarin, help ons daarin, om nie onsself nie, om niemand anders nie, behalwe U te soek. Lei ons, Here. U dienaars luister, U dienaars is bereid, U dienaars wil graag saam sing. In die liefdevolle naam bid ons dit. Amen. Welkom, o stille nag van vrede, onder die suiderkruis. Wyl stemme uit die ou verlede oor sterrevelde reis. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Hoor jy hoe sag die klokke beier in uwe ouwe taal? Kyk, selfs die nagtelike sweye vertel die ou verhaal. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Voel jy ook nou sy warm liefde as ons die dag gedenk? Toe hy sy seun aan ons gegee het, ons grootste Kersgeskenk. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. In hierdie land, o Heer.
Ek Maria getuig in 1 Johannes 4 vers 9. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd te Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy: Ek groet jou begenadigde, die Here is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar: Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel: Hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie? Die engel antwoord haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang, en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe: Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het. Toe het die engel van haar af weggegaan. Ek, Josef, getuig dat God sy enigste seun na die wêreld toegestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het dit verblyk dat sy swanger was, sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde, Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit het alles gebeur, sodat die woord van wat die Here deur sy profete gesê het, vervul sou word. Die maagd sal swanger word en die seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie, en Josef het hom Jesus genoem. In die stad van
Jesus Christus, God en Heer, aan die koningskind ons Heer. Eenmaal sal hy as die regter in sy koningsmajesteit weer verskyn vanuit die hemel in volmaakte heerlikheid. Jesus Christus, God en Heer, aan die koningskind ons Heer. Ons die sterrekykers getuig, sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore, tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy? Hy wat as koning van die Jode gebore is. Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontstel. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord in Bethlehem in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskrywe, en jy Bethlehem gebied van Juda, is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voorkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel, wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie, en as julle hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien. En hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan.
ons die skaapwagters getuig. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Daar was skaapwagters in hierdie omgewing wat in die oop veld gebly het en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Meestens staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle 'n stad van Dawid, die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in die krib lê." Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engel uit die hemel wat God prys en sê: "Eer aan die God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehaag het." Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: "Kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het." Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan, terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Ons die diere getuig. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê.
Ons kon nie glo toe hier 2 mense by ons in die nag inloop om by ons te kom slaap nie. Ek het eers gedink, hulle wil ons steel, maar toe sien ons 'n wonderwerk reg voor ons oë gebeur. 'n Kindjie word gebore, maar hierdie kind is nie soos enige ander kind nie. Daar was iets baie spesiaal aan hom. Het was eers toe die wyse manne en die skaapwagters hier aankom, met al hulle lofprysing en geskenke, wat ons besef het, dat ons in die teenwoordigheid van 'n koning is. Maar hierdie koning was anders as al die ander konings. Hy het gekom om die wêreld te red. En alhoewel hy klein is, het ek 'n gevoel gehad dat hy die grootste van ons almal is. Wat 'n heilige en wonderlike nag. Prys die Here, die verlosser is vir ons gebore. Prys die Here. Ag Here, hoe wonderlik en asemrowend is dit nie om U naam net te kan loof en prys, om U naam aan te roep, nie net in die manier waarop ons praat nie, maar in die manier wat ons sing en kan lofprys, Here. Dankie dat ons musiek het, wat ons kan deel maak ook van ons lofprysing, Here. Dat ons U woord het, U woord wat vir ons so sentraal elke liewe dag van ons lewens staan, ons lei in hierdie lewe, en dat die musiek ook eintlik 'n oorspoel daarvan is in ons lewens. Dankie vir 'n Kersangdiens, dankie vir die geleentheid om dit ook te kan beleef en te kan sien hoe U ook daardeur met ons werk, Here. Help dat hierdie meer sal wees as net woorde in ons mond, as net 'n lied in ons hart, Here. Help dat dit die lewe sal wees en dit in oorvloed, soos dat U dit vir ons bedoel het, die dag toe U ook aarde toe gekom het, Here. Dankie vir die groot prys, die groot offer wat U gebring het, die voorbeeld wat U kom word het vir elkeen van ons, Here. Mag ons regtig hier wegstap met harte wat oorvloei van dankbaarheid vir wie U is, Here. Met harte vol van U genade, vol van U liefde, vol van U verlossing, vol van U genesing vir elkeen van ons, Here. Dankie dat ons ten spyte van 'n moeilike jaar, 'n jaar waarna baie dinge gebeur het, baie nuwe dinge gebeur het, dat ons kan terugkyk en kan weet, U was daar en U sal ook daar wees in die toekoms, saam met ons. U sal daar wees in dit wat voor lê, ver bo ons gedagtes. Dankie dat ons kan weet uit Psalm 139 ook, dat U gedagtes vir ons is oorweldigend, en wanneer ons daarmee klaar is, sal nog soveel meer. Dankie Here dat U ons deur en deur ken, dat ons vanaand
ook iets van U wat ons ken, kon beleef. Ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen in die groot genade, die groot naam. U wat Vader, Seun, Heilige Gees is, U wat die verlosser is vir elkeen van ons. Amen. Mag jy en jou gesin opnuut hierdie Kerstyd God se liefde, sy genade vir jou ook beleef. Mag jy beleef hoe hy ook elke van ons saambind tot sy liggaam, elke van ons saambind as sy gesin, as sy familie. Mag ons regtig vir mekaar raak sien en vir mekaar omgee, sodat ons kan weet en kan sien hoe die Here Jesus Christus ook deur elke van ons 'n verskil maak in hierdie wêreld. Die genade van God ons Vader, die liefde van sy Seun Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly. Amen. Stille nacht, heilige nacht, Jesus kind, lang verwag, lig uit die Vader se ryk, word uit liefde aan mense gelyk, loof die hemelse kind, loof die hemelse kind. Stille nacht, heilige nacht, hemelvors, ons gee ag op die lied van die engele koor. Herders het die eerste gehoor, hier gebore vir ons, hier gebore vir ons. Stille nacht, heilige nacht, Jezus hier voor u macht, voor u rijk bloed die duisternis zwart, tot de eeuwigheid blij die lucht. Juich die redder is daar, juich die redder